Vuil en vloektaal het die modegier van ons dag geword. Dit was nie altyd so nie. Ek onthou nog hoe dit my ma my gedreig het met die woorde dat sy my mond met seep sal uitwas. Dit was nog altyd aanvaar dat 'n persoon se taalgebruik die uitdrukking is van hoe dit werklik met jou gaan. Jou woorde was gesien as 'n weerspieëling van jou waardestelsel. Die Here Jesus het gesê, van binne af, uit die hart van die mens kom die slegte gedagtes en die woorde en optrede, en dit maak 'n mens onrein. Weet jy waarom vloek mense? Waarom gebruik hulle sulke sterk woorde? Gewoonlik begin dit by die gedagte dat 'n paar knope aan my woorde meer gewig, groter krag gee. En dit wys dat vloektaal 'n teken is van minderwaardigheid, innerlike swakheid, en die tragedie is baie gou word dit 'n gewoonte. Die Bybel beoordeel vloektaal baie duidelik as verkeerd. Jakobus beskryf die tong as 'n vuur, as 'n wêreld van ongeregtigheid, 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif wat jou besmet. Dis Jakobus 3. En in Matteus 12 waarsku die Here Jesus ons dat van elke ydelle woord 'n mens moet rekenskap gee. Die katekismus sê in die verklaring van die 3de gebod, daar geen groter sonde is wat die Here meer vertoorn as die misbruik van sy naam nie. En daarom is dit so begeerd dat ons skoon hande en 'n rein hart moet hê. Weet jy, ek kan die naam van die Here nooit van homself losmaak nie. Waar die heilige naam van die Here as 'n stopwoord misbruik word, of om ander te laat lag, verraai dit iets van die lastering van die naam van die Here. Sommige vloekwoorde is ook daarop gerig om jou medemens te verwens. In die 6de gebod eis die Here van ons, dat ons ons naaste moet lief hê. Hy verbied ons om iets te doen of te sê, wat jou naaste sal wond, selfs net met jou woorde. As gelowige moet ons bid soos Psalm 19 vers 15 vir ons leer, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig. Psalm 141 vers 3 sê, sit 'n wag voor my mond, Here. Mag jou woorde soos 'n sambreel wees wat ander beskerm. Laat ons die voorbeeld van die Here Jesus onthou. Hy wat geen sonde gedoen het nie. Toe hy uitgeskel is, hy nooit teruggeskel nie. Kom ons bid saam. Here, daardie tong kan net deur U getem word. Gee ons die genade om dit te doen vandag. Amen.